En die Here sê net vir my, baie keer wil hy ons met ons skoene uittrek. Ek weet nie van julle nie, maar hy loop 'n bietjie moeiliker weg op 'n bergagtige, doringagtige berg, weg van die teenwoordigheid van die Here. Baie keer moet ek en jy ons skoene uittrek. En ons moet eerlik wees met onsself. Kom ons ondersoek ons harte volgend. Ek het nou 'n punt gemaak en gesê dat ek en jy huisves die God van die heelal. Sien toe hy sy lewe kom aflê vir my en jou, het hy die Heilige Gees vir ons gegee om in ons te kom woon. Is hy die senterpunt vir jou lewe? As jy sukkel om hy vraag te antwoord, jy kan hom nie antwoord nie, het ek vir jou goeie nuus. Sy genade en liefde is so groot, dat hy jou vandag 'n kans wil gee. Hy sê, as jy my stem hoor, moenie jou hart verhard nie. Miskien praat die Here al die afgelope tyd, die afgelope paar dae met jou. Moenie jou hart verhard nie. Vader, mag U die senterpunt van elkeen van ons se lewe wees. Mag my opstaan en my gaan lê vir U wees, Here. Mag elke woord wat ek spreek, Here, tot eer en verheerliking van U naam wees. Heilige Gees, kom help ons. Here, as my lewe dit nog nie wys nie, as my lewe nog nie 'n voorbeeld is vir ander, dat ek wel totaal en al oorgegee is aan U nie. Wil U nie kom werk in elke individu se hart vanoggend. Net daar waar jy is. As jy hom wil maak die senterpunt van jou lewe, roep hom aan. Sê, Here, hier is ek. Ek het probeer. Ek het baie dinge probeer. Here, ek het die 10-punt plan probeer om van my sonde ontslae te raak. Dit het nie gewerk nie. Op dag 2 toe vergeet ek alles. Ek het U nodig, Here, om my lewe te kom verander. Dankie daarvoor, Here. Dankie, Here. Jeremia sê, daar's niks waarop ek en jy kan roem nie. As jy dink, jy staan nie vandag, en jy het gemaak want jy's 'n goeie mens, jy gaan kerk toe, jy gee uit vir die armes, jy gaan besoek die weduwees, dan moet ons dalk net weer ons harte ondersoek, want niemand is goed nie. Jy sien, ek en jy kan nie op goeie werke die ewigheid beerwe nie. Slegs deur geloof, slegs deur om hom aan te roep, slegs om te roem in die liefdevolle goedheid van ons Vader. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Dankie julle. Kom ons neem ons sitplekke. Ek weet nie of daar enige afkondigings is vir oggend nie. Ek dink die Bybelskool begin ook nou weer binnekort. Daar's inligting by die toonbank. Andries en Hugh, julle ouens begin 10 van volgende week alweer. Met die straatkerk hier by Hercules by die poskantoor en dan is nie presies seker waar julle gaan begin nie, Madeleine. Dan wil by die parkie. By die parkie met die lig. Okay. As julle nie weet waar dit is nie en julle wil betrokke raak, asseblief gaan klop by Andries aan. Andries staan gou daar vir ons, net vir die wat jy nog nie ken nie. Madeleine is Gio hier, staan jy maar op. Gaan klop by hulle aan. As jy 'n verskil wil maak in die koninkryk van die Here, moet jy ergens betrokke raak. Ons kan nie net sit, dankie Andries julle. Ons kan nie net sit en wag vir die koms van die Here. En dan mis ons soveel wat die Here vir ons het hier op die aarde. Amen. En ek het nuus vir jou. Ons gaan nie net sit in goue strate nie. Ons gaan saam met ons verlosser gaan ons heers. Want hy sê,
Hy is die koning van konings en die Heer van Here. En dis iets om na uit te sien en ek is so dankbaar daaroor en met 'n dankbare hart wil ek hê kom ons terwyl ons net in die teenwoordigheid van die Here is, kom ons neem wat ons gebring het vir die Here. Weer eens die offer wat jy gebring het vanoggend, as jy nie iets het nie, maak jou hand toe en vertrou die Here vir iets hierdie week. Andersins sê net Here, ek gaan my tyd gee vandag. En ek gaan vir iemand die evangelie verkondig. Jy sien, ons gee in die koninkryk van die Here want ons wil 'n verskil maak. We will never be able to outgift our God. Never. So al probeer jy met jou rykdomme doen, ons gaan dit nooit doen nie, maar die Here kom ondersoek ons harte. So ons bereid om te gee, nie net dit wat die Here vir ons gee in voorsiening in ons lewens, in ons besighede nie, in ons werk nie, in ons families nie. Maar die Here kom ondersoek ons. Hy kom kyk waar is die skat van ons hart. Jy sien, as jou skat in jou bankrekening is, dan moet jy dalk vanoggend net weer herbesin. Want die Here kom kyk na die skat van ons hart. Waar is ons hart vanoggend? So kom ons neem dit wat vir ons vir die Here wil kom gee as 'n offergawe, deel van ons aanbidding, soos wat ons nou die Here aanbid het en sy naam groot gemaak het, die vrug van ons lippe. So kom ons ook met die vrug van dit wat ons van die Here ontvang het en ons wil dit graag vir hom kon gee. Vader, baie dankie vir u voorsiening, Here. Vader, as ons terugkyk in die week, as ons terugkyk in die maand, vir baie, Here, ek dink baie besigheidsmanne kan getuig hoe jy deurgekom het vir elkeen van hulle, Here, omrede hulle getrou gebly het, vasgehou het aan U, en so ook in elke huishouding wat hier sit, Here, ons kan seker luister na baie getuienisse, want U is 'n goeie Vader, wat weet wat ons nodig het, nog voordat ons vra. Here, ons wil net vanoggend kom, en ons wil met 'n blye hart kom gee, kom saai in die koninkryk, Here, mag hierdie saad wat ons saai, Here, 'n verskil maak in die koninkryk. Hier in die omgewing, Here, in ons gemeenskap, Here, dalk verder uit, Hermanstad, Danville, Here, die uithoeke van Suid-Afrika, selfs buite Suid-Afrika en Afrika, Here. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons kan die offergawe opneem. Right. Wie van julle het hierdie jaar dit weer gewaag om sê, nuwe jaar voorneem, ek gaan iets anders te doen hierdie jaar. Kom, waar is die gymmers? Waar is julle? Ja, ek het gaan, jy weet daai fietsse wat jy kry wat jy so trap, daai wat so stil staan. Ek het nog vir 5 minute hard getrap, toe hou ek op trap, my instrukteur kom toe na my toe en sê, Johan, ek het gesien dat jy het goed begin en nou sit jy nou al vir 'n halfuur op hierdie fiets. Wat gaan aan? Sê ek vir hom, ek het nou net 'n Daniel gestraik. Net so. Ja, dit is kosbaar. Ek het nou gehoor daar's 'n sussie van ons wat bekommerd is oor iemand wat gaan trou, net so 'n stukkie raad dalk gee. Die dag toe ek en Rihanna getrou het ek vir haar gesê, luister, ek sal al die groot besluite neem en die res kan jy neem. Ons is nou al oor die 30 jaar getroud en daar was nog nie een groot besluit wat geneem moes word nie, volgens my vrou. So sy het al die besluite geneem. Prys die Here. Dis lekker om hier te wees vanoggend. Kyk na die een langs jou en sê, Boeta sussie, ek is so dankbaar dat jy hier is. Dankie aan die band. Dankie vir julle aanbidding. Ons het dit geniet en dit was so lekker om net in die teenwoordigheid van die Here in te gaan. Amen. Vanoggend het ons weer 'n geleentheid om nagmaal te gebruik. Wie van julle was verlede week hier gewees toe ek gepraat het oor die 4 bekers? Of wie van julle het dalk geluister na die boodskap? Ek gaan net so vinnig 'n recap heel moontlik weer gee, dat ons net almal aligned, want die nagmaal val so mooi in by dit wat ek vir julle wil bring met die 4 bekers, wat eintlik geheg is aan die Pasga of die Paasfees, soos wat ons dit ken, en ons hou dit hier in Maart, April, en vir die Jode en die Israeliete is dit die begin van hulle jaar eintlik, as ons gaan kyk na Exodus, en dit is eintlik wonderlik, wanneer ons die nagmaal gebruik, en hopelik, wanneer ons nou deur hierdie 4 bekers is, gaan die nagmaal vir jou net heeltemal iets anders te beteken, soos wat dit vir my beteken. Ons het nou 'n liedjie gesing dat
Dit gaan oor een ding en dit is Jesus Christus. Amen. En terwyl ek die boodskap voorberei het, dan dink hulle jy by die aanbieding doen hoef nie te saai nie. Sal dit nou daar gaan ingooi. Dankie. Ek kyk nie baie TV nie en ek het een keer 'n series gekyk en toe het ek myself beloof ek gaan dit nooit weer doen nie want die ding hou net nooit op nie. En as jy jouself vind dan lê daar voor daai TV en jy wat noem hulle dit binge, jy gaan so deur die kanaal elke episode na elke episode. Maar wanneer ek 'n bietjie tyd kry om net te gaan sit, dan hou ek daarvan om eintlik te kyk na die program. Daar's 'n program wat sê wat American Restoration. Ek weet nie of julle hom al gesien het nie. Ek dink is 'n Riek wat die hoofaanbieder is. So waaroor hierdie program gaan of waaroor dit gaan is dat mense bring dit wat oud is en dit wat nie meer werk soos wat dit eintlik intent was of die oorspronklike doel was, bring hulle nou na hierdie ou toe en hy kyk daarna en dan sê hy, dit gaan jou soveel dollars kos om hom weer terug te bring na sy oorspronklikheid of hoe hy oorspronklik gewerk het. En dis vir my altyd so fascinating wanneer die ouens daardie bring, man hy's vol stof en die drade hang skeef en van die goed werk met munte en dan speel dit 'n liedjie en dit is eintlik mooi goed. En dan kom hierdie ou en hy gaan herstel dit tot by sy oorspronklike doel, eintlik, hoe dit reg in die begin gelyk het. En wanneer ek hierdie program kyk, dan laat dit my so dink aan die wêreld. Want daar's soveel stikkende mense wat rondloop in die wêreld. Ek was een van hulle. Ek was stikkend geweest. En die Here het gekom en hy verteenwoordig eintlik vir my die Riek. Hy's ons restorer. Hy's die een wat ons herstel. Hy's die herstelmeester van ons lewens. Want as ek kyk waar my lewe was en ek glo en ek weet nou wat die Here oorspronklik van die doel was van my lewe, dan was ek heeltemal way out gewees. En die Here kom en hy kom herstel ons. Jy sien, God ons Vader het eintlik 'n behoefte om my en jou te herstel. En hierdie behoefte was so groot en dit was so indringend geweest dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. En al hoe ek en jy die ewige lewe kan beerwe, is om herstel te word. Is om weer terug te kom by die original intent wat God vir my en jou gehad het, reg in die begin. En wanneer ons dan kyk, wanneer ons die prys moet betaal vir hierdie herstel, dan is dit eintlik vir my so mooi, want hierdie ouens kom en dan sê hy dat gaan jou $400 kos, en hierdie ou wat hom wil herstel is so gretig om doen, hy verkoop 10 van sy goue stopsels en om hierdie ding te kom herstel, om die geld bymekaar te maak. Maar wat vir my so mooi is van die evangelie en van die herstelmeester ons Vader is dat hy hierdie defects, hierdie foute wat in my lewe was, op hom geneem het. Hierdie son, hierdie vuil het hy op hom geneem. En ons leer dan in 1 Petrus 2 vers 24 dat deur sy wonde is daar vir my en jou herstel. Is dit nie beautiful nie? Net toe ek sit en ek dink daaraan, toe kom hierdie gedagte in my hart op dat die Vader is die herstelmeester van ons lewens. Nou ons is nou al 'n paar dae verby Kersfees en in verlede Sondag het ek gesê dat baie keer wanneer ons so half 'n hype na Kersfees of Christusfees toe en selfs met verjaarsdae, want kyk, ons vier die verjaarsdag van ons verlosser op 'n sekere datum, of dit nou die regte datum is en of dit nie is nie. Vir ons is dit belangrik dat ons wel erkenning gee dat daar vir ons 'n verlosser gebore is. Dat dit wat die profete verkondig het tot waarheid gekom het. Is dit nie wonderlik nie? En toe het ek die punt gelos daar om te sê baie keer net na Kerstyd, so 'n dag of 2 daarna, dan is die oopmaak van die persente nou nie meer so wow nie. Die persent is 10 in die ergens in 'n kas gebeere, of ek weet nie, dalk het jy 'n das gekry en hy hang daar waar die ander dasse hang, wat jy nou al so baie gekry het. En dan raak die tyding van die verjaarsdag so 'n bietjie afgewater. En die doel van, hoekom ek dit genoem het, dat God vir ons 'n geskenk gegee het, en wat so mooi daarin is dat hierdie geskenk wat die Vader vir ons gegee het, het hy reg in die begin al beplan. In Genesis 3 vers 15, ons gaan nou na Romeine 5 vers 8 kom, ekskuus dat ek so 'n bietjie spring. In Genesis 3 vers 15
lees ons die eerste keer wat die Vader sê, en dit was net nadat Adam en Eva gesondig het, sê hy vir Eva, eintlik vir die slang, dat uit haar saad sal iemand kom wat jou kop gaan verbrysel. Dis al waar God dit uitgesproke die plan van verlossing neergelê het. En ek glo, selfs voor dit het God geweet, dat ultimately gaan hy sy seun moet stuur vir die mensdom, om hulle te kan red. Jy sien, wanneer ons hierdie begin verstaan, dan partykeer maak dit nie vir ons lekker sin nie, want Romeine 5 vers 8 sê die volgende, en dit is baie maklik, en dit is so 'n mooi gedeelte wat Paulus sê, hy sê dit is eintlik maklik om jou lewe neer te lê vir 'n vriend, maar wat van 'n vreemdeling? Jy sien, ek en jy was vreemdelinge gewees, en God die Vader stuur hierdie geskenk, Jesus Christus sy seun, om vir ons te kom sterf aan 'n kruis, toe ons nog sondaars was. Jy sien, en dis die verskil. Hierdie geskenk wat die Here vir ons gegee het, is van ewigheid af al beplan. En dan het ons gegaan na Matteus 1 vers 20 tot 23, en ons het gekyk na Johannes 1 vers 14, en ons het net gaan establish wat was gesê oor hierdie geskenk. En seker van die mooiste woorde is in Johannes 1 vers 14 opgeskryf, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Hierdie is die fondasie van die Christen se geloof, is dat God die Vader het sy seun gestuur wat mens geword het. God het mens geword en onder ons kom woon. En dan lees ons in Matteus 1 vers 20, het ons vinnig gaan kyk, Josef wat so bietjie, ek wil amper sê skaam geraak het vir sy vrou, die feit dat sy swanger is, hulle is nog nie getroud nie, hy wou toe van haar afskei, en 'n engel verskyn aan hom in 'n droom, en die engel sê die volgende vir hom, in vers 20, hy sê, maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in die droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En dan vers 21, so kosbaar, hy sê, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van wat verlos? Van sonde verlos. En dan sê vers 23, bevestig hy dit wat die profeet Jesaja gesê het, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Wat beteken? God met ons. Is dit nie wonderlik? Is dit nie 'n wonderlike geskenk nie? Die probleem met hierdie geskenk is, daar's 'n probleem wat ingekom het in die mensdom, en ons ken die storie van Adam en Eva, en ons ken die storie dat ons almal in sonde is, en dat ons eintlik 'n redder nodig het, en grootendeels is die nagmaal juis om dit te bevestig, dat ons 'n redder nodig het. Nou wat was die probleem? Onthou julle, ek het julle vinnig vertel van die storie van die verlamde man van Kapernaum, wat gehoor het dat Jesus is in die dorp, hy het by 'n huis bymekaar gekom, en hy vra toe 'n paar van sy pelle om hom op sy beetjie, want hy kan nie loop nie, daarna toe te vat, want hy het gehoor van die wonderwerke wat Jesus doen. En hulle kon nie inkom nie, want die plek was uitgeboek, as jy dit so kan stel. Hulle maak toe 'n plan, en dit is vir my so 'n mooi teken van hulle geloof, dat hulle vat hom en hulle gaan op die dak, en hier voor Jesus begin die dak oopmaak, en ek kan net sien dit stof en blare en takke, en hulle laat sak hierdie man voor Jesus neer. En wat sê Jesus vir hom? Almal het daar gestaan en gekyk, joh, hier gaan nou 'n mooi mirakel kom, né? En Jesus sê vir hom, jou sonde is jou vergewe. Wat maak Jesus hier? In al die ander wonderwerke het die Here gekom en hulle genees. Hy het die malaatse genees, hy het die siekes genees, en net voor hierdie stuk sê hy het verskeie wonderwerke gedoen, en hier kom en hy sê, jou sonde is jou vergewe. Onthou, ons het net nou gelees in Matteus, dat Jesus, die naam beteken, hy wat ons kom verlos van ons sondes. Jy sien, die mensdom het gewag vir 'n wonderwerk, en baie keer kom ons na die Here toe, want ons het 'n probleem. Ons het ander nie genoeg geld nie, of ons het probleme in ons huwelik, of ons het probleme in ons besighede, en die Here kom herstel dit, as ons opreg hom kom vra, want hy's 'n goeie Vader. Maar hier kom Jesus, en hy sit sy vinger op die probleem, en dis die sonde, wat in my en jou lewe is. En hy kom sê, jou sonde is vergewe. En toe begin hulle bietjie murmureer, en Jesus kom met agter, en hy sê vir hulle, hoorie, maar wat is makliker om te sê? Jou sonde is vergewe, of staan op en loop?
Wel, onthou julle, ek het gesê 10-1, makliker om te sê jou sonde is vergewe, want wie gaan weet? jy gaan huis toe gaan en ek weet nie, gaan jy ophou Sondag? Is jy genuine daarin? Maar om vir iemand te sê wat verlam is, staan op en loop, is 'n bietjie moeiliker. En wat maak Jesus? Om sy godheid te bewys, sê hy vir die man, staan op, neem jou bed op en gaan huis toe. Nou hierdie is vir my so 'n mooi storie, want hierdie is deel van die verlossingsplan van Jesus. Jy sien, die feit dat Jesus hom na die huis toe stuur, is nie dat hy hom nie meer hier wil hê, want hy wil aangaan met sy besigheid nie. Dit is nog altyd die Vader se intent om vir ons 'n woning te gee. Is om ons terug te kry by ons original intent. En dit is om verhouding te hê met die hemelse Vader. En dan baie interessant is, hy sê neem jou bed op. Hoekom? Want hy wil nie hy moet weer terugkom en kom lê in sy sonde nie. En kom lê in sy probleme nie. En hy wil hy moet opstaan en hy moet loop en hy moet verandering bring. So hierdie is vir my so mooi. En wanneer ons dan kyk na die probleem, dan het ons 'n oplossing nodig. En wat is die oplossing? Ons het daarvan gesing ook. Ek wil hê ons moet blaai na Eksodus 6, as julle nie omgee nie. Kom ons blaai in julle Bybels na Eksodus 6, die wat julle Bybels gebring het. Die skrifvers sal op die bord ook uitkom. En hierdie is eintlik die hart van my boodskap, is die 4 bekers wat gebaseer is op Eksodus 6, wat dan ook verwys na die 4 beloftes wat die Vader aan Moses gee vir die volk wat in Egipte is. So kom ons gaan lees dit gou-gou en dan kan jy dit onderstreep. Die Engelse Bybel, die Amplified sê dit ook baie mooi, maar hierdie belofte kan nou eintlik reg deur die woord kan jy sien, hierdie verlossingsplan van die Vader wat hy gehad het vir die volk Israel, maar so ook vir my en jou. So kom ons lees dit. Eksodus 6 vanaf vers 5. Ek dink ek het nou gesê 6 en 7, maar is vanaf vers 5 in die Afrikaanse Bybel en in die Engelse Bybel is dit vanaf vers 6. Daar staan, daarom sê aan die kinders van Israel. Nou hierdie het gebeur net nadat dinge net nog moeiliker geraak het. Toe Moses die heel eerste keer vir Farao gaan sê het, laat God se mense gaan. En toe sê Farao, maar wie is hierdie God? Ek ken hom nie. En toe sê nee, maar julle is lui. As julle wil tyd hê om te gaan aanbid, dan beteken dit julle werk nie hard genoeg nie. En die volk kom na of die volk kom na hom en sê, hoorie Moses, nou raak dit 'n bietjie taaf. En Moses sê vir die Here net 'n paar verse voor dit, gaan nie niks doen nie omtrent nie. En dan kom hierdie ongelooflike mooi belofte van die Vader. Hy sê, daarom sê aan die kinders van Israel, ek is die Here en ek sal julle onder die arbeid van die Egiptenare uitlei. Daar is die eerste beker. Die Here gee belofte dat hy hulle gaan uitlei onder die verdrukking van die Egiptenare. En hierdie beker staan bekend as die beker van bevryding. Die beker van redding. En om heilig te maak. En ons gaan dan so 'n bietjie net vinnig weer 'n bietjie dieper in hierdie gaan. Right, so dit is die heel eerste ek sal statement of belofte wat die Here gee. En dan die tweede een is sê hy en julle red uit hulle slawerny. Jy sien daar's eintlik 'n verskil, daar's 'n groot verskil tussen om gered te word, met ander woorde, hulle is uit Egipte land uitgetrek en om bevry te word. En ons gaan nou daarna ook kyk. So die tweede beker is die beker van bevryding, waar hy sê ek sal julle red uit julle slawerny. En julle verlos uit julle slawerny. En dan gaan hy en dan sê hy die derde beker gaan hy dan as ons hom verder lees en ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot strafgerig. Dit is die beker van verlossing. En dit is eintlik die onderliggende gedeelte van wanneer ek en jy nagmaal gebruik. Is wanneer ons kyk na die verlossingswerk wat Jesus Christus vir ons gebring het. En dan die vierde beker wat dan of die vierde belofte wat in die Pasga dan gebruik word om die mense te herinner aan juis hierdie belofte staan dan in vers 6 en ek sal julle as my volk aanneem en vir julle God wees en julle sal erken dat ek die Here julle God is wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Egiptenare. En die laaste beker is die beker van
aanbidding. So wat beteken hierdie? So net voordat ons na die betekenis toe gaan, wil ek net vir julle so 'n bietjie agtergrond gee. Hoe het ons tot by hierdie belofte gekom wat God maak hier in Eksodus 6? Jy sien hier die hele storie begin, ons kan seker van Genesis af begin, maar ek wil dit van Josef afvat, want Josef is 'n toonbeeld van Jesus Christus. Wanneer ons na Josef se hele lewe gaan kyk, en ons gaan nou so 'n paar punte net daar uitgee. Jy sien, Josef was gehaat deur sy broers, en ons ken die storie, en ek gaan nie te veel in detail ingaan nie, ek wil graag by die bekers uitkom. En ons leer dat Josef se broers baie jaloers was op hom, en wat maak hulle toe? Hulle maak planne om hom dood te maak. Toe hy die een dag aangewandel kom, net soos wat Josef kan, vrolik en mooi geklee, hy het 'n mooi kleed gehad, sê die broers vir mekaar, nee man, kom ons maak hierdie mannetjie dood. En die oudste broer, Reuben, raak so 'n bietjie sag, en hy sê nee, ons gaan hom nie doodmaak nie, maar kom ons gaan gooi hom net eerder in 'n put. En ons ken dan die storie, op die einde van die dag kom daar 'n klomp handelaars verby, op pad na Egipte toe, en hulle sê, kom ons verkoop Josef dan as 'n slaaf. En Josef word dan as 'n slaaf verkoop, op pad na Egipte toe, en ons leer dan, dit wat sleg was, wat sy broers gedoen het, is toe gebruik deur God vir iets goeds. En wat was die iets goeds gewees? Jy sien, die feit dat Josef gelei het, die feit dat Josef verraai was, die feit dat Josef vir die dood nagelaat was, kom die Here en hy stel hom aan in Egipte as die tweede invloedrykste persoon onder die koning. En as gevolg daarvan word miljoene Israelitiese siele of mense gered van 'n hongersnood wat toe in die land van Israel en Jerusalem plaasgevind het. Jy sien, wanneer ons kyk na die verlossingsplan van Jesus Christus of van die Vader, dan kan ons 'n mooi parallel trek tussen Josef en tussen Jesus. Jy sien, beide van hulle was 'n geliefde seun. Ons het dit nou net gelees in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Beide was verraai gewees. En Josef het sy broers hom verraai. By Jesus het Judas hom verraai. Beide het gelei en was onder versoeking. Beide was verhewe en het redding gebring. Jy sien, Josef was verhewe as tweede in bevel, en hy het redding gebring vir sy mense. Jesus was verhewe op die kruis, en hy het redding vir my en jou gebring. En dan beide het vergifnis en herstel gebring. Jesus roep uit op die kruis, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Josef sê, nadat sy pa Jakob vir hulle stuur, om te sê, hoorie Josef, jy moet hierdie boeties van jou vergewe, kom sy broers na hom toe en sê, hoorie, ons pa sê dat jy moet ons vergewe, en ons is jammer oor wat ons gedoen het. Hulle het eintlik repentance gewys, en dan in Genesis 50 word die volgende gesê deur Josef, wat op sy sterfbed lê. Hy sê, Josef sê aan sy broers, ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee, en julle uit hierdie land laat optrek, na die land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob met die eed beloof het. Jy sien, een ding van ons Vader is dat hy's 'n God wat hou by sy woord. Jy sien, hy kan nie teen homself gaan nie. As jy gaan kyk na die verbond wat God met Abraham gemaak het, dat hy vader van vele sal word, en dan in Isak en Jakob, dat hy die land sal herstel, en dat Israel weer in hulle eie land sal woon. Alhoewel die Israeliete in hierdie stadium onder die invloed van Josef redelik oukei gelewe het in Israel, en ons lees dit, want nadat Josef sterf, en nadat sy kinders sterf, en nadat almal in daai generasie sterf, kom daar 'n nuwe koning tevoorskyn in Egipte. En hy het nie mooi history gaan lees nie, hy het nie regtig geweet wie was Josef, en wat het hy gedoen, en wat het hy beteken nie. Die enigste ding wat hy raak sien is, jong, hierdie klomp Israeliete raak nou 'n bietjie baie. En hy sê toe vir sy raadsmanne, en julle kan dit gelees in Exodus, die hele storie, ek hardloop net so vinnig bietjie daardeur, om vir julle die background of die agtergrond te gee. So hierdie koning sê, nee, hierdie ouens raak 'n bietjie baie, ons gaan hulle bietjie met onderdruk. En hy probeer alles om hulle minder te maak. Soveel so dat hy selfs vir die voetvroue sê,
wat die vroedvroue sê, wat help met die geboorte van die babas, sê, hoorie, wanneer daar 'n seentjie gebore word, moet julle hom laat doodgaan. Wanneer dit 'n dogtertjie is, laat hy lewe. En die vroedvroue was 'n bietjie meer wys en hulle het dit nie gedoen nie. En toe hulle nader roep en sê, hoorie, maar hoekom het julle gedoen wat hy gesê het? Dis hulle nie, hierdie Israelitiese vrouens is sterk, jong. hulle gee geboorte en die baba soog nog voordat ons al by uitkom. En die Here het hulle geëer vir dit wat hulle gedoen het. Maar ons sien tog dat die koning tot die uiterste toe gaan om die hoeveelheid Israeliete te verminder. En wat maak hy? Hy sê, laat al die babatjies, min of meer, hy het geskat in daai omgewing, tot en met 2 jaar in die Nil gegooi word. En dan lees ons van die storie van Moses. Moses wat gebore word, en sy ma wat hom in 'n krib sit, sy het hom probeer wegsteek, sy ma wat hom in 'n krib sit, en natuurlik kry die einste Farao se dogter die mandjie. En wat 'n mooi storie, dat Moses toe uit die water uitgetrek word, en teruggegee word aan sy ma, wat hom dan groot gemaak het, en hy word dan die seun van die dogter van Farao. En hierdie einste Moses, kom dan, en hy doen 'n paar snaakse dinge. Heel eerstens kom hy agter dat dit gaan moeilik met die Israeliete, dit gaan moeilik met sy broers, hy bly in die paleis, want hy is nou die kind van die koning se dogter, en maar hy hoor die geweeklaag van sy broers. En dit bekommer hom. Soveel so dat hy baie keer gaan rondloop het, en eendag toe hy gaan rondloop, sien hy een van die Egiptenare slaan een van die Hebreëse mans van die Israeliete, en hy stap nader en hy sorteer hierdie Egiptenaar uit. Ons ken die storie, hy slaan hom dood, begrawe hom in die sand, en uit sy eie effort, hy dink dis dalk die manier hoe hy die Israeliete gaan verlos. Surprise coming, né? En ons lees dan verder in die storie dat hy 2 Israeliete sien wat beklei, en hy wil nader stap om hulle te gaan uitsorteer, en die een Israeliet sê toe vir hom, hoor jy, jou geheimpie van die Egiptenaar onder die sand, dis nie net jou geheimpie nie, ons weet wat jy gedoen het, en uit vrees uit, vlug hy dan weg, want hy was bang dat die koning te hore gaan kom daarvan, dat hy Egiptenaar doodgemaak het, en hy vlug dan weg na 'n ander land toe. Nou hier is net die agtergrond van waar ons dan kom by die belofte van wat die Vader dan gee vir die Israeliete, want Josef het toe nou in Midian het hy gaan skape oppas, en ons lees toe hy is getroud met 'n Leviet se dogter, en hy pas skapies op, en hy stap verby die berg Sinai, en hy suddenly is daar 'n brandende bos. En wat vir hom toe uitstaan is dat hierdie bos hou nie op brand nie, en hy wil toe gaan kyk, en hy los toe sy skape, beweeg na die bos toe. Die Here sien dat hy is nuuskierig, en hy sê vir hom, hoorie, stop net daar, trek uit jou skoene, hier is heilige grond. En dan maak die Vader bekend die verlossingsplan aan Moses. En hy sê vir hom, hoorie, ek het gehoor hoe die kinders van Israel ween, en hoe hulle onderdruk word, en hoe hulle ly in die land van Egipte. Nou julle moet onthou, dis nou al oor 'n tydperk van 400 jaar, van Josef tot die onderdrukking. Kyk, hulle het eers lekker gelewe, en toe word hulle onderdruk, en vir naaste 400 jaar, gaan hulle deur hierdie vreeslike verdrukking in Egipte. En die Here sê, hoorie, ek wil my volk uit Egipte uit laat lei, en jy's die man. En natuurlik weet ons, Moses sê, ja, maar Here, ek hakkel, en hy het 'n paar ander verskonings probeer uitdink, en die Here lê hom die plan neer, en sê, raai, dis hoe dit gaan gebeur, gaan heel eers na die volk toe, en gaan sê vir hulle, hy gee vir hom 3 tekens, heel eerstens die staf wat in 'n slang verander, sy hand wat hy in sy, by sy hemp intrek, of wat het hulle aangetrek daai tyd, en toe sy melaats, en toe hy weer indruk is hy skoon, en die derde een was, as die volk nog nie, die leiers van die volk nog nie wou glo nie, het hy gesê dat, gaan skep water uit die Nyl uit, en gooi dit neer, en dit sal bloed wees. En dan weet ons natuurlik, Moses gaan toe na Farao toe, en sê, hoorie, God het gesê dat jy moet my mense laat gaan.
En Farao in opstandigheid sê, maar wie is hierdie God? Ek hierom nie. Hoekom moet ek hulle laat gaan? En hy sê te hulle, wel, julle wil lui wees. En hy maak die werk meer. Hy verwyder die hooi wat gegee was om die bakstene te maak, verwyder hy en sê, julle moet dit self gaan haal. En dan kom ons by die punt, net voor hoofstuk 6, net voor hierdie belofte, wat dan gegee word deur die Here, waar Moses sê, hy sê, want toe gaan Moses weer na die Here toe, as ek kyk na vers 22, Here, waarom het u hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het u my tog gestuur? Want vandat ek na Farao gegaan het om in u naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel. En u het u volk glad nie verlos nie. Want onthou, die Here het sê dat hy gaan hulle verlos, né? En daarop het die Here dan hierdie belofte aan hulle gegee. So waar staan ons dan vandag? Ons gaan vandag nagmaal gebruik, en voor die gebruik van nagmaal wil ek vir julle die agtergrond gee van die Pasga en die 4 bekers wat ons hier voor ons sien. Nou ons gaan dit nou nie verander nie, want asseblief nie 4 glasies druiwesap vat en sê, right, dis nou 'n nuwe manier hoe ons die nagmaal gaan gebruik nie, want ons leer van ons redder, Jesus Christus, wat die beker gevat het. Nou in Lukas se vertaling verwys hy na 2 bekers, en julle gaan nou verstaan hoekom. Want wanneer hulle hierdie Pasga gehou het, was dit oor 'n tydperk van 7 dae. En elkeen van hierdie bekers, wanneer dit gebruik was, het die hoof van die huishouding het vertel waaroor hierdie beker gaan. En dan was daar vrae gevra en daar was antwoorde gegee en ons gaan so vinnig 'n bietjie deur dit gaan. So wanneer ons dan kyk na Lukas 6 en ons gaan lees Lukas 22 wat Jesus dan die actual nagmaal bedien, en ons kan dit in van al die evangelies eintlik gaan lees en ook in Korintiërs waar Paulus dit dan ook deurgee. Maar kom ons gaan lees net gou-gou Lukas 22 waar die nagmaal dan gehou was. As julle blaai dan na vers 1 toe. En die fees van die ongesuurde brode wat die Pasga genoem word, was naby. En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle het die volk gevrees. En natuurlik lees ons dan van Judas, wat dan deur die duiwel oortuig word om Jesus te verloon. As ons gaan dan verder na die laaste Paasfees, die heilige nagmaal in vers 7, en die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die Pasga geslag moes word. Onthou waar die Pasga vandaan kom, is toe die Farao nie die volk wil laat gaan nie. Wat was die laaste plaag wat die Here toe op Egipte laat neerval het? Is die dood van die eerstgeborenes. En die Here het vir Moses gesê, gaan sê vir die volk, hulle moet 'n lammetjie kry, hierdie lammetjie moet in hulle huis by hom bly. Dit is nie genoem nie, maar ek dink amper hy het dalk daarna toe geënt, moet hom net nie 'n naam gee nie, maar ons weet wie hierdie lam is in ons lewens. En natuurlik moes hulle hierdie lam geslag het, en daar was sekere voorskrifte van hoe hulle dit moes gedoen het, en dat hulle dan gereed ook moes gewees het om Egipte te verlaat. Nou wanneer hierdie Pasga gehou word, dan gebruik hulle die 2 van die bekers voor die maaltyd en 2 van die bekers na die maaltyd. En wanneer ons dan in die stukkie gaan lees in Lukas 22, dan staan daar, Jesus het gesê, die disippels het eintlik gevra in vers 11, waar moet ons die Pasga gaan voorberei, en Jesus sê vir hulle presies waartoe hulle moet gaan, om dit te gaan doen, en dan lees ons die volgende van vers 16, want ek sê vir julle, kom ons lees vers 15, want dit is eintlik so mooi hierdie, en ons gaan nou daarby kom, hoekom Jesus hierdie gesê het. Hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang, om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy die beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. En daarop neem hy die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle, en sê, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. En dan in vers 20 sien ons 'n tweede beker,
Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort is. En dit is die beker wat Jesus geneem het en met sy disippels gedeel het, net na die maal. So kom ons kyk gou na die 4 bekers. Die heel eerste beker, het ons nou gesê, is die beker van redding, of heiligmaking. So met die gebruik van hierdie beker, wanneer hulle om die tafel sit, dan is daar altyd vrae gevra van die jongste, want dit was 'n opdrag van die Here gewees. As jy gaan lees in Eksodus 12, sê die Here dit duidelik aan Moses, dat hierdie fees moet 'n instelling wees, deur die volk. En hulle hou dit. Elke jaar, dan word die Pasga gehou. En die jongste van die tafel, sal dan sekere vrae vra. Vrae soos, hoekom eet ons ongesuurde brode? En dan sal die antwoord wees byvoorbeeld, want ons het nie tyd gehad om die brood te suur nie, of suurdeeg in te gooi nie, want ons moes vinnig uit Egipte onttrek. Onthou, toe Farao opstaan en sy eersgeborene is dood, wat sê hy? Hy roep vir Moses. Moses het nie eens na hom toe gegaan nie. Hy sê vir Moses, kom hier na my toe, en hy sê, vat die volk en trek uit, asseblief. Onmiddellik. Gaan net. En so daar was nie tyd gewees om brood of suurdeeg in die brood te sit nie. En dan gaan hulle deur die hele storie van hoe die Vader deur Moses hulle gered het uit die slawerny van Egipte. En dit is so, dis eintlik so mooi, en terwyl hulle dan oor dit praat, neem hulle die glas en hulle sal daaruit drink, wat dan vir ons wys dat daar redding vir my en jou gekom het. Nou wat is nodig vir redding? Jy sien, dis nie goeie werke nie, daar's nie 'n resep vir redding nie, daar's nie 'n 5-punt plan vir redding nie. Hulle moes onmiddellik onttrek het. Toe Farao sê, gaan, toe pak hulle goedjies en hulle gaan. Vir my en jou is redding ons geloof. Die woord is baie duidelik. As ons gaan kyk na Romeine 10 vers 9 tot 10, 'n baie bekende skrifvers wat sê, as jy met jou mond die Here bely en jou hart glo dat hy vir jou gesterf het, sal jy gered word. Jy sien, wanneer ek en jy glo, dan sal ons gered word. As ons gaan kyk na Romeine 5, en ek wil graag hê ons moet soom toe blaai, Romeine 5 en 6 is eintlik 'n ongelooflike gedeelte in die woord van die Here wat Paulus dit baie duidelik maak, waar hy praat oor sonde en ongeregtigheid, en dan praat hy ook oor die redding. So kom ons gaan net gou na Romeine toe, Romeine 5, en dan gaan so 'n paar gedeeltetjies daar uitlees. Dit gaan nou nie die hele Romeine wees nie, dit gaan nou nie op die bord wees nie, maar ek wil graag hierdie vir julle lees, want hierdie is die redding wat deur geloof kom vir my en jou, en dis die eerste beker. Onthou, Egipte is 'n toonbeeld van sonde. Vir my en jou is ons nie uit Egipte uit bevry nie, maar die Here het gekom en ons kom bevry van die verdrukking van sonde in ons lewens. Jy sien, julle weet dat die tweede glas is die beker van vrymaking, of bevryding. Nou, daar's 'n groot verskil tussen die twee, en julle gaan dit nou sien. As ons gaan lees in Romeine 5, dan staan daar, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het, tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid verwerk. Jy sien, hier sê Paulus dit baie duidelik, dat die versoening met God deur vrede sal bring en deur geloof kom. Amen. En dan as ons gaan lees in Johannes 3 vers 3, ons sal dit sekerlik daar op die bord sit, sê Johannes die volgende, en hierdie is baie belangrik om die verskil te verstaan, want wanneer ons redding ontvang in ons lewe, dan roep ons die Here aan, en baie keer dink ons, dit is wanneer ons die gebed doen. Maar dit is eintlik meer as dit. Dit is 'n proses waardeur ons werk om tot by die Vader te kan kom en in raadstanding met hom te kan wees. Johannes 3 vers 3 sê die volgende, want, nou is ek hier by Matteus, dit gaan nie reg klink nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou,
as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hier is 'n baie bekende skrifvers van Nikodemus wat na die Here toe kom en sê, hy vra vir hom, hy het in die nag vers 2 na Jesus gekom en vir hom sê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is van God, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. En dan sê Jesus vir hom, hierdie bekende skrifvers, dat Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan was Nikodemus 'n bietjie verward en hy sê, maar hoe word hy weer gebore? En dan sê die Here vir hom, hier is en julle kan dit onderstreep hier. Hy sê, voorwaar, Nikodemus vra vir hom, hoe kan ek nou weer in die skoot van my moeder gaan? En dan sê Jesus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Want uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. En dan sê hy die volgende in vers 8. Die volgende, en hierdie het vir my so mooi oopgegaan. Die Here sê, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weergebore word. In vers 8. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom, of waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore word. Jy sien, daar is nie 'n 5-punt plan om weergebore te word nie. Dis wanneer ek en jy sê, Here, dankie vir u redding. Ek sit my geloof in u, dat u vir my redding gebring het. Jy sien, en wanneer ek en jy dan die redding ontvang het, dan kom ons by die tweede beker, wat dan bevryding is. En hierdie is nie dieselfde nie, want jy sien, baie van ons, en baie mense in die kerk sit, hulle is gered, maar hulle is nog nie vry nie. Want baie van ons Christene lyk so. Ons is gered, maar ons loop nog steeds met die sonde in ons lewens. Jy sien, wanneer die Here ons die Israeliete uit Egipte land uitgetrek het, het hy redding vir hulle gebring van slawerny. Maar daar's 'n groot verskil. Jy sien, die eerste beker gee die verwydering van slawerny, van sonde. Hy gee vir ons die oplossing. Onthou die verlamde man van Kapernaum, waar hy gesê het, jou sonde is vergewe. Die Vader gee vir ons die oplossing van sonde, en dis sy redding. Maar ek en jy moet by die tweede beker uitkom. Jy sien, want ons kan nie sê ons is gered, maar ons loop nog met die sonde wat ons opgedoen het as gevolg van ons lewe sonder die Here, en ons raak nie ontslae hiervan nie. En dis wat gebeur met die tweede beker. Nou wat interessant is van hierdie beker is, wanneer hierdie beker gedrink word, dat wat hulle heel eerste doen is, hulle dip hulle vinger in, dan laat hulle 'n druppel vir elke plaag op 'n stukkie lap val, of 'n servet. So vir elke 10 plaag word daar 10 druppels uitgedrup. En hierdie is 'n herinnering van die lyding, luister mooi hierna, wat die Egiptenare deurgegaan het, om hulle te laat los. En hier is so 'n mooi toonbeeld, luister mooi. Hierdie lyding wat die Egiptenare deurgegaan het, wie het dit deurgegaan vir my en jou? Jy sien, ek en jy moet eintlik die plaag kry vir die sonde in ons lewens. Maar Jesus Christus het die sonde op hom geneem. Ons lees dit in die woord dat hy het sonde geword wat geen sonde geken het nie. Elke plaag, die wraak van die Here, het op hom neergedaal toe aan die kruis gehang het, sodat ek en jy dit nie hoef te ontvang nie. Jy sien, daarom het ek en jy, wanneer ons hierdie beker gebruik, en wanneer ons nagmaal gebruik, en ons kom en ons soek ons harte, het ek en jy 'n kans om te sê, Here, ek wil vrykom van die laste van die slawerny. Die woord sê, as jy sonde doen, is jy 'n slaaf van sonde. As jy gaan lees in Romeine 6, en ons gaan nie nou daaraan gaan nie, die tyd haal ons bietjie in. As jy sonde doen, is jy 'n slaaf van sonde. Maar as jy die Here aangeneem het, is jy 'n slaaf van geregtigheid. Jy sien, ons kan nie 'n slaaf van sonde wees en van 'n slaaf van geregtigheid nie. En mense moet dit in ons lewens kan sien. Wanneer jy tot bekering kom, kan jy nie net by die beker bly van bekering nie. Jy moet verby die beker gaan van bevryding. Want wanneer ek en jy verby die beker van bevryding gaan, dan kom ons by die beker, die derde beker wat gebruik word. En hierdie is vir my so kosbaar. Die derde beker waarna ons kyk,
of voordat ons daar gaan, ek het nou amper vergeet, ongelooflike skrifvers. Kom ons blaai na Hebreërs 12 toe, kan ons dit op die skerm ook kry. Jy sien, wanneer ons bevryding nodig het en ons praat van bevryding, Hebreërs 12 gaan nou opkom, maar as jy na 1 Johannes 1 vers 9 en 10 gaan lees, dan staan daar, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtighede te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en sy woord is nie in ons nie. Jy sien, daar's 2 stappe in ons wandel met die Here. Heel eerste is, ons moet redding kry. Ons moet uit slawerny uitkom. Tweedens is, ons moet bevryding kry. Hierdie skrifvers word baie keer gebruik om sê, ja, my sien, ek is maar sondig. Ja, maak jy foute, ons doen. Doen jy sonde, ons doen. Maar wanneer jy die redding ontvang het, en wanneer jy by die derde beker kom, dan verander jou lewe so, dat wanneer sonde in jou lewe inkom, jy dit onmiddellik kan identify. Jy sien, jy koester dit nie, jy dra dit nie rond, jy dra dit nie meer rond nie. Jy sien, wanneer daai sonde, wanneer daai ou natuur terugkom, en dit kom land op jou skouer, het ons die opportunity om te sê, Here, ek wil nie hierdie sonde meer doen nie, ek kom maak my vry. Jy sien, want ons wil in heiligheid voor die Here lewe. Redding is wanneer hy ons een kant sit, ons heilig maak vir 'n sekere doel. Bevryding is om ons voor te berei vir daai doel, en dan kom redemption of verlossing. Kom ons gaan kyk net na Hebreërs 12, want hierdie is vir my belangrik. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê, en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Dis vir my interessant, Paulus praat altyd van 'n wedloop, maar waar sit hy hierdie wedloop in hierdie skrifvers, reg op die einde? Wanneer ek en jy die las van sonde van ons skouers afhaal, kan ons die wedloop hardloop van geregtigheid. Jy sien, dan kan ons die resies voleindig. Maar solank as wat ons by hierdie beker bly, slegs by hierdie beker, kan ons die volle vrymaking kry. Kan ons nie die volle verlossingsplan van ons redder ontvang nie. So kom ons gaan kyk na die derde beker. Die derde beker is die beker van verlossing. Hierdie is my so mooi, want gedurende die Pasga, wanneer die derde beker gebruik word, het hulle 'n materiaal lappie waar hulle 3 van die ongesuurde brode insit. En dan haal hulle die middelste brood uit. En hoekom hulle die middelste brood uitneem, is die 3 brode, die 3 ongesuurde brode verwys na die drie eenigheid. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hulle haal die seun uit die sakkie uit, dan breek hulle hom in die helfte, en hulle sit die een helfte terug in die sakkie, en dan sit hulle hom neer. Dan vat hulle die tweede helfte, en hulle maak hom toe, en dan gaan steek hulle hom weg. Jy sien, in ons era gaan soek ons paashaas eiertjies, oral. Maar hier het so 'n significant betekenis, want gedurende die beker van verlossing, dan gaan kyk hulle na die prys wat betaal was om verlossing te kan ontvang. En hulle stuur dan die kindertjies om hierdie helfte van die broodjie te gaan soek. En as hulle hom kry, kom hulle na die een wat die tafel bedien of lei, en hy moet hom terugkoop van die kindjie af. En wanneer hy hom teruggekoop het, dan breek hulle die broodjie. En dis die brood wat Jesus gebreek het tydens die nagmaal saam met sy disippels, waar hy sê, hier is my liggaam, neem daarvan. En dan eet elkeen, hulle breek dit in ewe hoeveelheid gedeelte van almal wat om die tafel sit, en dan eet hulle dit. Wat beteken dit vir my en jou? Jy sien, ek en jy is met 'n dierprys teruggekoop. Hoekom is ek en jy teruggekoop? Jy sien, wanneer die Here vir ons redding bring, ons gaan deur die vrymaking, dan bring hy vir ons verlossing. Verlossing is om ons terug te bring na die original intent waarvoor die Here ons gemaak het. Is dit nie kosbaar nie? Om dit dalk 'n bietjie beter te sien, wanneer jy op 'n ou skrootwerf gaan rondkrap en jy kry 'n blombak, 'n redelike mooi blombak, maar hy's vuil en hy's vol olie, en daar's 'n klomp goed in wat eintlik 'n blombak nie moet in hê nie. So wanneer die
die herstelmeester daai blombak uit daai hoop uittrek, dan klou daar 'n klomp goed aan hom vas. En dit is waarvan hy bevry moet word. So dan sal die herstelmeester gaan en hy sal al die drade en die goed afval van hierdie blombak en hom mooi uithaal. Vuil, vol olie, vol goed wat nie daar moet wees nie. En dan begin die proses. Jy sien, hy gaan hom eers heilig bekering. Hy gaan hom skoonmaak. En hy gaan hom uitbring uit daai plek van waar hy was. Dis die redding. En dan kom die herstelmeester en hy gaan bevryding bring. Hy haal al die gemors daar uit en dan maak hy hom mooi skoon. Jy sien, daai skootwerf behoort aan iemand anderste, so vir die herstelmeester om daai blombak te vat, moes hy iets betaal het aan wie se dit was. So hy het 'n prys betaal vir dit. En dis die verlossing. En dan kom die mooi gedeelte en dis die laaste beker. Jy sien, dis die beker van aanbidding. Hierdie beker van aanbidding is waar ons dan sien waar die Here sê, en ek sal julle as my mense neem. Die Here kom en hy gee vir ons 'n blyplek. Hy gee vir ons 'n nuwe koninkryk waarin ek en jy kan kom bly. Sien, wanneer jy daai blombak vat van waar hy daar in die skrootwerf gelê het, waar hy skoon gemaak was, waar hy gekoop was en hy teruggesit was in die oorspronklike rede hoekom hy gemaak was, dan kan hy in jou huis staan en hy kan mooi blomme invat waarvoor hy eintlik gemaak is. Jy sien, ek en jy moet by die doel uitkom waarvoor die Here ons geroep het. En dan, wanneer ons kyk na die beker van aanbidding, waar die Here sê, hy gaan vir ons 'n blyplek gee, vir die Israeliete was dit Kanaan, die beloofde land. En dit het hulle tyd gevat om daar uit te kom. Julle ken die storie. Vir my en jou weerklank die woorde van Jesus wat sê, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Want in my Vader se huis is daar baie wonings. Jy sien, die Here se verlossingsplan was nooit gewees net om ons uit slawerny uit te vat nie, maar om ons los te maak van dit wat slawerny oor ons lewens gebring het. Om vir ons die prys te betaal en ons te herstel na die oorspronklike intent waarvoor hy ons gemaak het en ons dan te gebruik in sy woning. En te sê, jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n seun en dogter van my. Is dit nie 'n wonderlike storie wat die Here vir ons, ek noem dit 'n storie, maar as jy na dit gaan kyk, is dit nie 'n wonderlike waarheid wat die Here se plan was vir verlossing vir my en jou nie. En daarom gaan ons nagmaal gebruik vanoggend. En ek wil hê ons moet die elemente uitdeel. En terwyl ons die nagmaal gebruik, wil ek hê, as jy wil, vat 4 slukkies en stel jouself onder proef en sê, Here, waar is ek? Het ek U al aangeneem? Het ek al gesê, Here, ek neem U aan as my verlosser en saligmaker? Miskien moet jy dalk net weer uit die beker van bevryding drink, want daar's dalk nog goed wat aan jou klou, wat jou verhoed om uit te kom by die doel waarvoor die Here jou geskape het. En dan kan ons kom by die vervulling van die evangelie. Jy sien, Jesus sê dat hy gaan nie weer van hierdie vrug drink of van hierdie brood eet totdat die koninkryk van die Here bevestig is nie, of gevestig word hier op aarde. Nou daar's 2 ongelooflike mooi skrifte en ek wil daarmee afsluit voordat ons die nagmaal gebruik. Maar ons kan dit so lank uitdeel, ek weet nie wie gaan ons help daarmee nie. Wanneer ons gaan kyk na Openbaring 19, dan lees ons van die groot bruilof van die lam. En dan as ons gaan kyk na Jesaja 25, kom ons blaai daarna toe, want hierdie is vir my so mooi skrifvers. En ek wil hê terwyl ons die nagmaal gaan gebruik, kan hierdie dalk weer klank in ons harte. Nie net die 4 bekers wat verwys na die verlossingsplan van ons Vader nie, maar ook dit wat gaan gebeur hierna. Jy sien, wanneer die 4de beker gebruik word, dan sluit hulle af met die volgende woorde: mag ons hierdie wyn drink en mag ons hierdie brood eet in die nuwe Jerusalem volgende jaar. Jy sien, elkeen van hulle sien uit elke jaar na die terugkoms
van ons perfekte lam, Jesus Christus. Nou as jy nou Jesaja 25 gaan lees, luister hierna, en hierdie het my hart geraak. Die triomf. Here, U is my God, U sal ek verhoog. U naam sal ek loof, want U het wonders gedoen. Raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou. Want U het van 'n stad 'n hoop klippe gemaak, van 'n versterkte vesting 'n pynhoop. En dan as ons gaan na vers 7, vers 6. En die Here van die leerskale sal op hierdie berg, dis die berg Sinai, vir al die volke berei 'n maaltyd van vetspyse, 'n maaltyd van ou wyn, van vetspyse volmurg, van gesuiwerde ou wyn. En hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke ons omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here sal die trane van alle aangesigte afvee, en hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde al wegneem, want die Here het dit gespreek. Dankie. Vers 9. En hulle sal in die dag sê, kyk, dit is ons God, op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here, op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Hier is vir my so 'n mooi profesie wat wys na wat Jesus gesê het. Jesus sê, hierdie is die laaste keer wat ek van hierdie beker gaan drink en van hierdie brood gaan eet, totdat die koninkryk van God gevestig word hier op aarde. En hier kom Jesaja en sê, daar gaan een groot tafel voorberei word, waar alle volke en alle nasies gaan omsit, en saam met Jesus Christus weer die Pasga gaan gebruik, of soos wat ons dit ken as Christene, die nagmaal, en waar hy die beker gaan oplig, en gaan sê met sy deurboorde hande, hierdie is my bloed, hierdie is die nuwe verbond, wat ek vir julle gebring het. Hierdie is my plan gewees, om julle terug te bring na die Vader. Wanneer ek en jy die nagmaal gebruik, hierdie is vir my so kosbaar, want elke keer wanneer ek die nagmaal gebruik, dan sien ek 'n oomblik, waar hemel en aarde by mekaar uitkom. Jy sien, wanneer Jesus Christus as mens van die hemel na die aarde toe gekom het, om vir ons toe kom sterf, en van die aarde na die hemel toe gekom het, wanneer ek en jy nagmaal gebruik, en dit bevestig, dat hy vir ons kom sterf het, sy liggaam vir ons kom gee het, en sy bloed gevloei het, in daai oomblik, wanneer ons dit gebruik, is daar amper daai koneksie tussen hemel en aarde. Is dit nie wonderlik nie? Wanneer ons die nagmaal nou gaan gebruik, wil ek hê ons moet net dink aan hierdie elemente, of hierdie 4 bekers, maar meer as dit, laat ons sal dink aan die verlossingsplan, wat Jesus Christus vir my en jou gebring het, sodat ons weer herenig kan word, met die oorspronklike doel, waarvoor ons geskaap het. Jy sien, as dit nie vir Jesus was nie, as dit nie was vir die plan nie, as dit nie was vir die feit dat die Israeliete uit Egipte land uitgelei was nie, en as dit nie was vir die eed of die belofte wat die Here aan Abraham, Isak en Jakob gedoen het nie, het ek en jy daar geen rede gehad om te sê dat daar is oorwinning vir my en jou nie. En daaroor is ons dankbaar. Kom ons wag net dat elkeen die elemente gekry het, en dan gaan ons dit saam gebruik. Is daar enigiemand wat nog nie die elemente gekry het nie? Die brood en die druiwesap? Almal reg? Dankie.
Jesus sê dat hy het uitgesien om hierdie Pasga saam met sy disippels te neem, wetende dat sy lyding gaan kom, waar hy gaan sterf aan die kruis. En hy neem hierdie beker, en hy sê vir hulle, behalwe vir die feit dat ek julle gaan uitlei, behalwe vir die feit dat ek julle gaan vrymaak, vat hy die derde beker, en hy sê, ek het vir julle die verlossing gebring. En ek wil hê ons met daai beker vat in ons hande, en terwyl ons die brood in ons hande ook het, kom ons vat hierdie brood. Die Here sê dat hierdie is my liggaam, wat ek vir julle gegee het. Hierdie is deur 'n prys betaal vir my en jou. Ek en jy is duur teruggekoop, terug na die Vader toe. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons vat die brood, en soos wat ons dit breek, kom ons dink aan daai prys wat terugbetaal is. Kom ons dink aan daai broodjie wat gevind was deur die seentjie, en waar die geld betaal was om dit terug te kan kry, en dan was dit gebreek, en dit was geëet. Jesus sê, hierdie is my liggaam. Kom ons neem dit, want hierdie, die feit dat die Here vir ons sy liggaam gegee het, bring vir ons bevryding. Dankie, Here. En terwyl jy die brood neem, kom ons staan net vir 'n oomblik stil voordat ons die druiwesap gaan gebruik. En as ons kyk na die 4 bekers waaroor ons nou gesels het, kom ons ondersoek ons harte en ons vra onsself, waar staan ons vandag in ons wandel met die Here? Is ons by die plek waar die potplant gebruik kan word vir sy actual doel waarvoor hy geskape is? Of is hy nog vol olie en vuil? Maar hy is uit die ashoop uitgehaal. Jy sien, as ons die redding aanvaar het, en ons het die Here ons deur geloof, ons saligmaker en verlosser gemaak het, dan het ons kom bevry, uit ons kom red, uit slawerny uit sonde uit. Maar die keuse lê by my en jou. Maar ons vir die Here kan sê, terwyl ons gebruik, om sê, Here, dankie dat U elke sonde op U geneem het. En ek dink ons moet erns maak met die Here. En jy sien, ons kan nie 'n slaaf wees van sonde en 'n slaaf wees van geregtigheid nie. Wil jy nie ernstig wees met die Here nie? As daar goed is wat jy nog wegsteek in jou lewe, wat niemand van weet nie, onthou, dit is makliker om te sê jou sonde is vergewe. Maar dis 'n ander ding om te sê, Here, dankie dat U my kom vrymaak het van elke sonde wat in my lewe is, dat U die prys kom betaal het, dat U bloed vir my gevloei het, dat U vir my verlossing gebring het. Here, dat U 'n doel het vir my hier op aarde. Kom ons neem die druiwesap. Die Here sê, hierdie is my bloed, en hierdie is die nuwe verbond. Iets om na uit te sien, dat hy weer saam met my en jou hierdie elemente gaan gebruik, die dag as hy terugkom. Vader, baie dankie vir U bloed, wat vir ons vergifnis bring van sondes, wat vir ons herstel bring in gees, siel en liggaam, Here. En dit gee vir ons 'n nuwe verbond. Dankie dat ons nie meer slawe van sonde is nie, maar dat ons slawe is van geregtigheid. Dat ons kinders van die lewendige God genoem kan word. Ons dankie daarvoor, Here. Amen. Nou die gebruik van die Pasga is, dat hulle het gewoonlik, na die gebruik van die laaste beker, dan het hulle, hoe sê hulle die party dan begin? Dan het hulle die Here begin aanbid, om geloof en prys. Hulle het Psalm 115 tot ek dink 118 gesing. Ek en my vrou het dit probeer sing, is moeilik. Ons gaan dit nie nou sing nie. Dit word verwys na die Hallel psalms, die psalms van aanbidding en lofsang. Maar kom ons sing nog een liedjie vir die Here. En kom ons doen dit met 'n dankbare hart uit. En kom ons gee prys aan die Here. Kom ons gee lofsang aan die Here vir sy verlossingsplan wat hy vir my en jou gebring het. Amen.
for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. And worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Amen. Amen. Daar sing ons nou waar ons praat het, Amazing Grace. Here, baie dankie vir u goedheid, vir u liefde, Here. Vader, dankie dat u lankmoedig is, Here, en dat u nie wil hê dat enigeen verlore moet gaan nie, maar dat elkeen die ewige lewe kan beerwe. Heilige Gees, help ons dat ons nie sal wag vir die wederkoms van ons redder nie, maar dat ons aktief besig gevind sal word, Here, om mense te vertel van hierdie waarheid. Want Here, u sê, u woord sê, dis die woord wat ons heilig, want die woord is die waarheid. En Here, dankie dat ons in hierdie waarheid kan wandel, Here. Mag hierdie week, Here, ons fokus wees op waarvoor u ons geroep het, Here. Mag ons vorentoe stap. Mag ons dit nie uitstel nie, Here, en sê, miskien gaan die Here my nie kan gebruik nie. Here, dankie dat u ons kon vrymaak van alle ongeregtigheid, Here. Dankie dat u ons bruikbaar maak, dat u ons weer terugbring na waarvoor u ons geskaap het. En dat u vir ons 'n huis gegee het, Here. Dat ons kan behoort. Ons dankie daarvoor. Ek bid, Here, vir u seën oor elkeen hier vandag, Here. Mag ons ook 'n wonderlike dag hê met ons families en vriende. En Here, mag ons onbeskaamd die evangelie verkondig aan alle mense in Jesus naam. Amen. As daar enigiemand is vir gebed, jy is welkom om vorentoe te kom na die tyd. As jy dalk 'n vraag het oor jou redding, jy is net so welkom. Mooi dag vir julle.